Goeiedag, ek groet jy het 'n heerlike, koel Kimberley vanoggend. Ja, verlede week was ek 'n bietjie daar af na die Middelkaroo toe. En ek het nie die geleentheid gehad om 'n nuwe boodskap uit te werk nie. Dis maar moeilik as ek op die pad is. Maar dankie dat jy geduldig was daarmee en weer na die heruitsending van die vorige week se boodskapies geluister het. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks oor sonde. En vandag se tema handel oor die begin van die sonde as agtergrond vir die res van die reeks. Ons skriflesing is dan ook 'n samevatting van die sondeval soos opgeteken in Genesis, saaklik hoofstuk 3, maar ek wil ook 'n gedeelte saamvat uit hoofstuk 2 uit by die ontstaan van die mens. Kom ons lees saam. Daar uit Genesis 2 teen die einde begin ons. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. God het hulle toe geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en kry baie kinders, so baie, dat julle oral oor die aarde sal bly. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste geplant en die mens daar laat bly. Die Here God het verskillende bome uit die vrugbare tuin se grond laat opkom. Pragtige bome, met heerlike vrugte wat lekker is om te eet. In die middel van die tuin het die boom van die lewe gestaan, asook die boom van kennis van goed en kwaad. Die Here God het die mens in die tuin gesit, sodat hy dit kon bewerk en oppas. God het verder gesê, kyk, ek gee jou elke plant wat saad dra, asook elke vrugteboom op aarde as jou kos. Hy het ook vir die mens gesê, daar is egter een boom, waarvan jy nooit mag eet nie. Dit is die boom wat kennis gee van goed en kwaad. Die oomblik dat jy daarvan eet, word jou eindbestemming die dood. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van al die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sal sterwe ons verseker. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het dit geëet. Skielik het hulle oë oopgegaan. Vir die eerste keer ontdek hulle is kaal. Skaam, gryp hulle toe 'n paar vye blare, werk dit aan mekaar vas en maak vir hulle klere. Teen sononder se kant het die Here God in die tuin rondgeloop. Toe hulle hom hoor, het hulle bang geword en tussen die bome vir hom gaan wegkruip. Die Here God moes toe na die mens roep en vra, waar is jy? Die mens het verleë geantwoord, hier is ek. Toe ek hoor, u is hier, het ek bang geword, want ek is mos kaal. Toe het ek weggekruip. Tot sover ons skriflesing. Kom ons bid saam. Almagtige Here God, in die naam van die enige gebore Seun Jesus Christus, baie dankie Here dat ons vanmôre deur die wonderlike voorreg het om rondom u woord te kan vergader. Dankie Here dat u vir ons 'n boodskap deur die kragtige werk van die Heilige Gees gegee het om te kan oordra aan die menigtes, Here. Laat ons ook sal verstaan dat ons nie mag sondig nie. Dat die sonde nie u wil was nie, Here, maar dat dit hierdie toedoen van die ongehoorsaamheid van die mens is. Help ons, Here, om ook u reddingsplan vir die mensdom, Jesus Christus, te aanvaar
as die verlosser van ons sonde, en in hom te glo, en sodoende die ewige lewe te kan beerwe. Dankie Here dat U ingegryp het, deur Jesus Christus, om ons te verlos van ons sonde. Ons bid dit in Jesus se naam, amen. Nou voordat ons by die hoofaspek, naamlik die sondeval en die sonde self van die reeks oor sonde kom, wil ek eers 'n paar algemene stellings uit die geleesde gedeelte bespreek. Die eerste aspek wat ek wil aanraak, is die woorde van God, waar hy sê, kom ons maak die mens, met die klem op die ons wat met 'n hoofletter geskryf word. Die vraag word dikwels deur mense gevra, en is ook aanvanklik deur my gevra, waarom God die meervoud gebruik, wanneer hy sê, kom ons maak mense, met die ons 'n hoofletterwoord. Sommige mense glo dat dit verband hou met die drie-eenheid, dus dat dit verwys na God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dit is egter moeilik om die bestaan van die drie-eenheid uit Genesis te bewys en te verstaan, veral as ons dit vergelyk met Johannes 14, vers 26, waar daar gelyktydig na die Vader, die Seun en die Heilige Gees verwys word. Ek haal 'n vers 26 vir u aan. En wanneer die Vader in my die Seun se naam, die voorspraak, die Heilige Gees stuur, ons kan dus sien dat hier praat Jesus is self van die woord, hy praat van die Vader, hy praat van homself as die Seun, en hy praat van die Heilige Gees. Hier sien ons dus duidelik, dat Jesus onomwonde die drie-eenheid by die naam noem. Ander mense meen egter dat die meervoud verwys na die majesteit van God. Die volgende aspek waarna ons gaan kyk, rondom die skepping van die mens, is die woorde van God, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Klem in hierdie gedeelte val op ons beeld. Wat word bedoel met die uitdrukking as God se beeld? God se verteenwoordiger. Dit beteken nie dat ons presies soos God geskep is, dit wil sê fisiek, presies soos hy lyk nie. Presies soos God kan ons nie wees nie, want hy is sondeloos, hy is ewig, en hy is onbeperk. Hoewel die mens by die skepping die moontlikheid ontvang het om ook sondeloos te wees, het hy ook die keuse ontvang om anders te besluit. Selfs al sou ons sondeloos wees, sou ons nooit in alle opsigte soos God kon wees nie, want hy is ons oppermagtige skepper God. Die beste waarop ons kan hoop, is om sy wense, of sy wese, sy heerlikheid te weerspieël in die wyse waarop ons liefde, geduld, vergifnis, goedheid en trou openbaar. Geskape as die beeld van God beteken dat baie van ons emosies en eienskappe iets van God se eienskappe weerspieël. Danksy hierdie wete kan ons oortuig wees van ons eie waarde. Eie waarde word nie bepaal deur besittings, prestasies, voorkoms of openbare beeld nie, maar deur die wete dat ons as God se beeld geskape is. 'n Kritiese en afbrekende selfbeeld is niks anders nie as kritiek op God se skepping. Omdat ons na sy beeld geskape is, kan ons positief oor onsself en ons vermoëns wees. Te wete dat jy iemand is wat oneindige waarde, jy is iemand van oneindige waarde, soveel dat God sy seun gestuur het om vir jou te ly en te sterf, maak jou vry om God lief te hê, om hom persoonlik te ken en om 'n waardevolle bydrae te lewer tot die vernuwing van en blydskap in die lewens van ander mense. Hierdie is vir my absoluut van kritiese belang, hierdie beskrywing van die eie waarde. God gee aan ons 'n eie waarde. Ek wil weer hierdie gedeelte met u deurgaan. Dit is 'n kritiese gedeelte wat baie mense na aan die hart raak, mense wat sukkel met 'n selfbeeld. Onthou, ons is geskape as die beeld van God, en dit beteken dat baie van ons emosies en eienskappe iets van God se eienskappe weerspieël. Danksy hierdie wete kan ons oortuig wees van ons eie waarde. Eie waarde word nie bepaal deur besittings,
prestasies, voorkoms of openbare beeld nie, maar deur die wete dat ons as God se beeld geskape is. 'n kritiese en afbrekende selfbeeld is niks anders nie as kritiek op God se skepping. Ek herhaal weer, 'n kritiese en 'n afbrekende selfbeeld is niks anders nie as kritiek op God se skepping. Omdat ons na sy beeld geskape is, kan ons positief oor onsself en ons vermoëns wees. Die wete dat jy iemand is wat oneindige waarde het, soveel dat God sy seun gestuur het om vir ons te ly, om vir jou te ly en te sterf aan die kruis op Golgotha, maak jou vry om God lief te hê, om hom persoonlik te ken en om 'n waardevolle bydrae te lewer tot die vernuwing van en blydskap in die lewens van ander mense. Dit is so belangrik. Ons as kind van God moet hierdie blydskap wat God in ons kom vestig het, deur die feit dat ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees Jesus as verlosser aanvaar het, ons moet daardie blydskap in die lewens van ander mense oordra, dat daardie mense ook sal vra vir ons, nou wat het in jou verander? Wat is die hoop wat in jou is? En dan moet ons, soos wat in Petrus staan, moet ons gereed wees, om hulle wat vir ons vra, omtrent die hoop waarin ons bly, omtrent die blydskap wat in ons is, moet ons vir hulle kan verduidelik die redding wat daar in Jesus Christus is. Geskape as die beeld van God beteken egter ook, dat ons bepaalde verantwoordelikhede ontvang het, as God se verteenwoordiger op aarde. Ons moet met God se skepsels en skepping omgaan, soos wat hy daarmee omgaan. Ons moet respek hê vir ander, en die lewens van ander. Ons moet God se skepping bewerk en bewaar. Besorgdheid oor die ekologie is dus primêr die verantwoordelikheid van God se kinders, en nie van humaniste nie. Geskape as die beeld van God beteken ook, dat ons met God kan kommunikeer. Ons kan hom hoor in die Bybel. Hy praat met ons deur sy woord. Ons kan hom hoor deur met ander gelowiges te gesels. Ons kan hom verstaan deur die werking van die Heilige Gees. En ons kan met God in gesprek tree deur gebed. Kortom, dit maak dit moontlik om 'n verhouding met God aan te gaan en so die doel van die skepping van die mens te bereik. God het beide man en vrou as sy verteenwoordiger, as sy beeld geskep. Nie een van die twee is meer of minder na God se beeld gemaak nie. Albei is gelyk, ewe belangrik. Albei moet God se beeld vertoon en as sy verteenwoordigers optree. Saam word hulle as die kroon van God se skepping beskryf. Geen een word as minderwaardig teenoor die ander gestel nie. Vervolgens kyk ons nou na wie of wat was die slang nou eintlik. Ja, almal gis altyd oor wie of wat is die slang. Dikwels word die slang direk met die Satan gelykgestel. Dit sê die teks in Genesis egter nie self nie. Uit die teks kan net die volgende afgelei word. God is nie verantwoordelik vir die kwaad nie, maar dit is tog onderworpe aan hom. Ek sê weer, God is nie verantwoordelik vir die kwaad nie, maar dit is tog onderworpe aan God. Die mens het nie die kwaad in hierdie lewe ingebring nie, maar is vatbaar daarvoor. Die slang, as die draer van die kwaad, beskik oor meer kennis as die mens, maar is tegelyk ook die simbool van die kwaad wat in die mense gemoed werksaam is. Tog vertolk die slang in die Bybel verskillende rolle. Enerzijds is dit 'n positiewe rol, soos in die geval van die koperslang, Numeri 21 vers 9. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur die slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Anderzijds het die slang weer 'n negatiewe rol. Op die voetspoor van die ander volke word die slang ook in Israel die beeld van die oerchaosmagte. Amos 9 vers 3. Al kruip hulle weg op die bodem van die see, ek sal die slang beveel om hulle te pik. Job 3 vers 8. Wie daar vervloek, moes ook die dag, Job sê dit oor sy geboortedag,
vervloek het. Hulle moes die Leviathan, dit wil sê die seeslang aangehits het, om dit te vernietig. Psalm 74 vers 14 sê vir ons, U wat die koppe van die Leviathan verpletter het, en hom vir die haie gegee het. Mettertyd word dit met die boosheid, en selfs die bose geassosieer. Matteus 23 vers 29a, en vers 33. Jesus praat met die skrifgeleerders, die fariseërs, en huigelaars. Hy sê, Elende wag vir julle, julle skyn heilige skrifkenners en fariseërs, julle slange, julle addernes, hoe sal julle ontkom aan die straf van die hel? En uiteindelik word dit 'n simbool van die Satan, Openbaring 12 vers 9, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei. En in Openbaring 20 vers 2 word dit herhaal, hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is. Nou hoe het die sondeval van die mensdom, die kroon van God se skepping, begin? Die slang begin met 'n skynbaar onskuldige vraag aan die vrou, maar in bewoording is daar reeds tekens van bevraagtekening van God se optrede. God se verbod op die eet van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad. Die vrou verdedig God se integriteit, maar in haar antwoord is daar iets van 'n oordrywing. Deur middel van oordrywing en verdraaiing bou die slang hierop voort deur die saad van wantroue te saai en haar eie begeertes en strewes, gebore uit 'n onvergenoegdheid, te prikkel. Die slang het die geleentheid gesien om verder te bou op die vertwyfeling wat hy alreeds in die vrou se gemoed gesaai het. Dit laat twyfel by die vrou dus ontstaan. Is God billik om so iets te verwag? Is God regverdig? Was God eerlik toe hy die volle waarheid oor die boom aan Adam bekend gemaak het, oor die feit dat hy nie van die vrugte mag eet nie? Verswyg God nie dalk iets wat tot voordeel van haar en die man kan wees nie, naamlik om soos God te kan word nie? Met so 'n redenasie van die vrou, is die vertroue in die Here as die wyse, regverdige, liefdevolle en welwillende God aangetas. Die opbou van bevraagtekening, twyfel, vertrouensbreuk en begeerte was genoeg om die vrou tot die punt te bring waar sy haar voorgenome optrede rasioneel probeer verantwoord. Dit is goed, sê sy. Dit is mooi. Dit is begeerlik. Kortliks vanuit die hoek van waar sy nou na die saak kyk, lyk dit wel of die slang se woorde waarheid inhou. Daarom besluit die vrou om aan God ongehoorsaam te wees, 'n oortreding wat niks anders is nie as opstand en rebellie teen God, omdat dit 'n strewe was om soos God te wil wees. Met hierdie prentjie beskryf die Bybel die klassieke weg van die sonde, en ek wil hê, u moet na u eie lewe kyk, en u moet na u lewe kyk ten opsigte van die feite wat ek nou vir u genoem, die mense kan dit noem die stappe, of die pad wat die sonde in 'n mens se lewe loop, waar dit begin het en waar dit geëindig het. Nommer 1, begeerte, en die soek na redes om met begeertes te regverdig om teen God se wil te gaan. Sonde begin met begeerte. Bevraagteken van God se integriteit. Twyfel oor sy bedoelings of betrokkenheid. Wantroue in God se optrede. Kan God so wees? Kan 'n God wat liefde is dit van my verwag? Die drang tot selfbevrediging van my eie begeertes. Die goed praat van my eie optredes, of die rasionalisering van my eie optredes. En dan die uitvoering van die sondedaad. Elke nuwe fase is 'n kans om nie toe te gee aan my sondige begeerte nie. 'n kans om nee te sê. 'n kans om weg te vlug van die sonde. Maar elke verdere fase maak dit moeiliker om nee te sê, om aan my sondige begeerte toe te gee. Uiteraard is versoeking as sodanig nie 'n sonde nie. Dit sê die Bybel vir ons baie duidelik. Dit is wanneer daar aan die versoeking toegegee word, dat sonde intree. Ek haal vir die ander gedeelte uit Jakobus 1, vers 14 tot 15.
Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, dit wil sê wanneer jy besluit dat ek moet nou die verkeerde doen, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, nou doen jy dit, loop dit uit op die dood, die ewige dood, die dood wat eindig in die hel. Jesus is ook deur die Satan versoek, soos hy het ingesit in Matteus 4 vers 1 tot 11, maar sonder om daaraan toe te gee. Daarom kan ons uit Jesus se optrede leer hoe om versoekings te hanteer, en moet die Christen die versoekings van die vrou in Genesis 3 teenoor die versoekings van Jesus stel. Dan blyk dit dat Jesus reeds by die subtiele bevraagteken van God se integriteit enige skyn van sulke insinuasies ten sterkste met vers en kapitel verwerf het. Die mens en sy vrou se oë het uiteindelik toe wel oopgegaan en hulle het tog kennis ontvang, maar dit was heel wat anders as wat hulle verwag het. Ons koester ook soms die begeerte om dinge te bekom wat God van ons weerhou. So begeer baie mense om vry te wees, met die gedagte dat vryheid beteken dat 'n mens kan doen net wat jy wil. Maar God sê ware vryheid spruit voort uit gehoorsaamheid. Die mens wat waarlik vry is die een wat in gebondenheid aan God leef. Die beperkings wat God op ons lê, deur sy 10 gebooie en voorskrifte, is vir ons eie beswil, want daardeur wys hy vir ons hoe om die kwaad te vermy, en hoe ons moet lewe tot eer van sy naam. Dit is belangrik, dat die kind van God nie moet toegee aan die versoeking om die twyfelagtige op die proef te stel nie, ten einde meer omtrent die lewe te kan leer. Dit kan wrange vrugte oplewer. Ons het hierdie gesegde wat ons sê, ons moet alles beproef, en dan moet ons die keuse maak. Nee, dit is nie waar nie. Die Heilige Gees lei die kind van God om onmiddellik te weet wanneer dinge verkeerd is, wanneer dit sonde is. Ons moet nie altyd hierdie ou vrou verskoningetjies soek van ek beproef eers die dinge en dan sal ek die keuse maak nie. Die vrou het begeer om soos God te wees en het toe die oordeel van God op die hals gehaal. Die vraag ontstaan nou, is dit dan verkeerd om soos God te wil wees? Sekerlik nie. Indien daarmee bedoel word dat ons die beeld van God in ons lewens moet vertoon nie. Trouwens, die Bybel verwag dit van ons. Die Bybel verwag van ons dat ons die beeld van God moet uitdra na buitekant toe. Romeine 8 vers 29. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie Jesus die eerste is dan ook. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Heilige Gees. Ons kan geen heilswerking in ons laat plaasvind deur onsself nie. Die Heilige Gees doen al daardie werk in ons. Levitikus 11 vers 44. Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens. En baie belangrik, wees heilig, want ek is heilig. Dit sê die Here God. Maar die soos God in Genesis 3 is meer as om maar net die beeld van God na te leef. Dit kom daarop neer om God te kan wees. Net, ons kan nooit God wees nie. Dit was die hele idee gewees van Eva. Sy wou soos God wees. Dit kom dan neer op selfverheerliking, wat ten diepste opstand teen God is, omdat sy posisie uitgedaag word, ten einde aan hom gelyk te wil wees. Selfverheerliking is dus niks anders nie as die oersonde, wat die oorsaak is van al die ellendes in die wêreld. Daarom moet vandag nog ten alle koste vermy word. Die oortreding van die vrou het in haar gedagtes begin. Dit is waar alle sondes begin. Markus 7 vers 20 tot 23. En Jesus sê, wat egter diep uit 'n mens se hart kom, maak die verskil, en kan maak dat God niks daarvan hou nie.
Want dit is van binne af, uit wat 'n mens begeer, dat vuil gedagtes groei. Ons moet onthou, in die tyd toe die Bybel geskryf was, het die mens nie verstaan van die brein en van die hart nie. Hulle het gedink dat hierdie hele besluite wat jy neem jy met jou hart. In werklikheid neem jy dit met jou brein, in jou gedagtes, nee. Mens kon net sowel gesê het, of Jesus kon net sowel gesê het vir die mense, wat egter diep uit 'n mens se verstand kom, uit 'n mens se denke kom, maak die verskil, en kan maak dat God niks daarvan hou nie. Want dit is van binne af, vanuit jou verstand uit, dat 'n mens begeer, dat vuil gedagtes groei. Daarom sê Paulus ook, rig julle gedagtes na die dinge daarbo in die hemele. Daarom moet die mens so versigtig wees, wat hy in sy gedagtes vertroetel. Ons sal meer dikwels teen versoekings kan weerstand bied, as ons maak soos wat Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 5 sê. Elke hooghartige leuen, hooghartig beteken, jy dink jy's reg, jy dink jy's in beheer. Elke hooghartige leuen, wat die ware kennis van God probeer verdraai, loop ons met God se wapens onderste bo. En elke gedagte, wat deur ons koppe gaan, neem ons gevange, en lewer dit aan Christus uit. Ons dink slegs wat hy wil, en dit strek tot eer van God. Een van die ellendes van die sonde, is dat dit nooit ingeperk kan word nie, maar dat die effek daarvan versprei. Die vrou se sonde het ook die man in sonde betrek, en daarvandaan het dit alle geslagte en alle verhoudings aangetas, tot vandag toe, en tot met die wederkoms sal dit so wees. So dikwels word ons gewetens gesis, wanneer iemand anders ook by die sonde betrek word. Maar sonde is soos gif, wat in 'n rivier gestort word. Dit versprei vinnig, en kan op geen manier herwin, of weer teruggeneem word nie. Daarom moet dit liewer erken, en voor God bely word, as dat ander mense daarmee besoedel word. Nou was die vrou meer skuldig as die man. Dit word dikwels beweer, met die verwysing na Genesis 3 vers 16, waar sy aan die man ondergeskik gestel word. Maar wat sê die teks? Van die begin van die verhaal, is die besondere posisie van die man beklemtoon. Hy is eerste gemaak, hy is met gesag beklee, is verantwoordelik vir die tuin en ontvang die verbod, om nie van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie, persoonlik van God. Daarmee word hy geskilder as besonder toegerus, om God se verbod te handhaaf. Maar wanneer die versoeking kom, bied hy geen weerstand nie. Waar die vrou eers na 'n stryd die gebod oortree, doen die man dit sonder enige nadenke. As die gesagsdraer, moet hy die verantwoordelikheid dra en te oordeel na die ligtelike wyse waarop hy die verbod oortree. Wil die Bybel dit duidelik stel, dat die vrou nie beskou moet word as die groot skuldige nie. Albei is ewe skuldig, maar die man het meer om verantwoording oor te doen. Nou wat presies was hierdie oortreding van hierdie twee mense? 'n Mens sou ook kon vra of die eet van die vrug van die boom so 'n groot oortreding was, en of die oordeel nie te groot in verhouding met die oortreding is nie. Was God nie dalk 'n bietjie te kras nie? Die oortreding word gewoonlik met die woord ongehoorsaamheid omskryf. Dit is inderdaad so, maar dit is nog veel meer as dit. Die vrou se ongehoorsaamheid het voortgespruit uit haar begeerte om soos God te wil wees. Met ander woorde, sy het probeer om aan God gelyk te wees, in sonde wat herhaalde male in die Bybel skerp veroordeel word. Die man het weer sy verhouding met die vrou bo die met God gestel. Wanneer 'n mens iets of iemand bo God stel, is dit 'n vorm van afgoderry. Die man het dus die ander ergelike sonde waarteen die Bybel waarsku, naamlik afgoderry, gepleeg. Die erns van die vergryp word nog duideliker wanneer die funksie van die twee bome in ag geneem word. Die twee bome is nie maar net twee bome wat daar geplant is om die mens op die proef te stel nie. God se betrokkenheid met die mens begin met 'n heilsdaad. Hy skep vir die mens die ideale omstandighede, voorsien in al sy behoeftes en stel hom as heerser oor die skepping aan. Die uitgebreide beskrywing van die tuin en sy effek op die omliggende gebiede, die gesag oor die diere en die skepping van die vrou, wil hierdie utopia onder woorde bring. God se heil is egter nie sonder voorwaarde nie.
Die gewer van die heil, God, moet op een of ander wyse erken word. Daarom is daar 'n verbod. Die verbod is nie soseer 'n proefgebod nie, maar simboliseer die erkenning van die gewer van die heil. Dit simboliseer die erkenning van God. Die mens moet God, wat die gewer is, moet hy erken. Hy moet die heil van God erken. Dit wil nie die mens se lojaliteit op die proef stel nie, maar dit stel die grens tussen mens en God. Wanneer die simbool van God as gewer van die seën en heil verontagsaam word, word die heerskap met 'n hoofletter, van God aangetas en het die mens die voorreg van die heilsgawe verbeur. Solank die gewer erken word deur die gehoorsaamheid aan sy eise, solank mag die mens deel in die heil. Heil is dus nie outomaties nie, maar is altyd gekoppel aan die gewer en hang af van die verhouding tussen die gewer en die ontvanger wat die mens is. Verder dien die bome ook as simbool van God se teenwoordigheid, as teken van die eienaarskap van die tuin. Vergryp teen die bome is dus ook vergryp teen die eienaar, naamlik God. Dit gaan dus geensins om die boom as sodanig nie, maar om wie die bome verteenwoordig, en in hierdie geval is dit God. Hiermee word die mens gewaarsku om versigtig met God se simbole om te gaan, en om God agter die simbole te erken. Ek haal vir u aan 1 Samuel 6 vers 19. Die Here het die mense van Bet-Semes swaar gestraf, omdat hulle in die ark geloer het. Niemand mag in die ark geraak het nie, niemand mag die ark oopgemaak het nie, maar hulle het gegaan en die ark oopgemaak, want hulle was nuuskierig, hulle het die begeerte gehad om binne in die ark te sien. God het 70 van die 5000 mense laat doodgaan. Samevattend kan ons sê, die mens, die kroon van God se skepping, het ook God se grootste teleurstelling geword. So erg, dat God die sonvloed gestuur het. Maar God se alles oorheersende liefde vir die mens, het ook gemaak dat hy op die regte tyd vir Jesus aan die kruis op Golgotha vasgespijker het, om vir ons sondes te betaal. Om af te sluit, wil ek jy net 'n eenvoudige vraag vra. Kan ander mense deur u daaglikse lewenswyse u as kind van die lewende Skepper God identifiseer? Ek vra weer vir hierdie vraag. Kan ander mense deur u daaglikse lewenswyse u as kind van die lewende Skepper God identifiseer? Kom ons bid saam. Almagtige Here, wanneer ons so terugkyk oor hierdie boodskap wat U deur die Gees vir ons gegee het, dan besef ons dat U alreeds in die begin van die woord vir ons gewaarsku het teen die sonde, teen die afval, teen die verval, teen die opstand teen U en die gevolge daarvan. Here, help ons in ons daaglikse lewe om so te lewe dat ons as beelddraers en verteenwoordigers van God sal lewe tot eer en verheerliking van U grote naam. Maar dankie Here dat U ook vir ons Here Jesus Christus gestuur het as ons verlosser. Dat U hom daar aan die kruis op Golgotha vasgespijker het en vir ons sonde gemaak het. Dat U die wêreld se sonde van alle eeue tot in alle ewigheid op hom laat neerkom het, Here. Hy die sondelose wat die prys betaal het vir die sondige. Dankie dat die skuldbrief teen ons afgelos is. Vir ons wat glo. Vir ons wat wedergebore sondaars is. Wat weet en wat glo dat ons kinders van God is, omdat Jesus Christus alles gedoen het om ons aan U vas te maak, om ons aan U te verbind. Ons loof en ons prys die groot en heilige naam daarvoor. Amen. Net voordat ek afsluit wil ek vir u sê, ek maak gebruik van artikels uit die soekkanaal, die soektrein Google,
En ek maak ook gebruik van die Bybel in praktyk, soos uitgegee deur Koenboeke, vir die voorbereiding van hierdie boodskap en ander boodskappe ook. Tot 'n volgende keer.